Laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart welbehaaglik wees voor u aangesig, o Here, my rots en my verlosser, prins en prinses van Jahwe Elohim. So spreek die Here. My tema vir hierdie boodskap vandag: die man aan die ander kruis, langs Jesus, en ek en jy. Met Lent en Pessach in aanloop, het die Heilige Gees hierdie tema gebring, om aan u luisteraar oor te dra. Gehoorsaam en getrou sal ek dan bly. Prins en prinses van Jahwe Elohim. Die kruis van Jesus het die symbool geword van 'n besonderse lewenswyse vir elke Christen. Die dryfkrag agter 'n oorwinnende geloofslewe. En so moet dit wees, want geen ware gelowige kan die betekenis aan die kruis ignoreer nie. Iemand het dit so uitgedruk: the way we think and the way we act must be shaped by the cross. En dit was verseker in Paulus se lewe die geval. Die kruis van Christus alleen was sy grond vir roem en vertroue. Die boodskap van Christus se kruis het hierdie apostel se totale lewe so oorheers en beheers dat Paulus se teologie met reg 'n kruisteologie genoem kan word. Die leerstuk van die kruis is sonder twyfel die sleutel tot die verstaan van die Christelike godsdiens. Geen ware godsdienstige lewe is moontlik, is Christelik, as dit nie ontstaan uit en fokus op die kruisdood van Christus nie. Dit is hierdie alles oorheersende betekenis van die kruis gebeure, wat my telkens as begenadigde sondaar aangryp. Die diepe misterie daarvan kan en sal mens nooit kan begryp nie. Trouwens, baie teoloë het al probeer om Jesus se liefdeshandeling aan die kruis van Golgotha te verstaan en te verklaar. Ook byvoorbeeld in die lydensgesange, worship, word nie net met verwondering God se liefdesdaad vir sondaars besing nie, maar daarin skemer iets deur van die mens se totale omgang om die betekenis van die kruisgebeure ten volle te begryp, om deur te dring tot die misterie daarvan. Man en vrou van God, om die misterieuse liefdeshandeling van Jesus aan die kruis te verstaan, gaan ons nou deur die werking van die Heilige Gees, die Ruach HaKodesh, met verwondering kyk na Jesus, die man aan die ander kant van die kruis. En aan watter kant van die twee kruise langs Jesus bevind ons onsself vandag op Golgotha. Ek hou vir u voor as skriflesing uit die kosbare woord van God, die Bybel, die Ruach asem, en wel uit Lukas
23 vers 39. En een van die kwaaddoeners wat opgehang is, het hom gesmaad en gesê, as u die Christus is, verlos u self en ons. Maar die ander een antwoord en bestraf hom en sê, vrees jy ook God nie, terwyl jy in dieselfde oordeel is? Ons tog regverdiglik, want ons ontvang die verdiende loon vir ons dade. Maar hy het niks verkeerd gedoen nie. En hy sê vir Jesus, dink aan my Here, wanneer u in u koninkryk kom. Ek sê weer, en hy sê vir Jesus, dink aan my Here, wanneer u in u koninkryk kom. En Jesus kom aan die kruis, en hy sê vir hom, voorwaar, ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Woorde in 'n pynigende man in smart word geuiter deur die groot Gees homself. En ek herhaal, en Jesus antwoord hom, voorwaar, ek sê vir jou, vandag sal jy met my in die paradys wees. Prins en prinses van Jahwe Elohim. Dit is merkwaardig dat die seun van die mens die hart, verstand en wil gehad het om vir ander te bid. Terwyl hy in die ondraaglike en verdowende pyniging van die kruis was. Tog is dit wonderlik dat een dief, terwyl hy self in angs was, gehoor het hoe die Gees van God hom tot bekering en aanvaarding van vergifnis, wat God op die punt was om deur die dood van Christus te voorsien, hom roep, terwyl die disippels die Here verlaat. Het hierdie man die oproep beantwoord en sy sondes is vergewe, insluitende sy lastering teen die Seun van God. Wanneer ons soek wat ons by die dief aan die kruis kan leer, moet onthou word dat twee diewe tydens Jesus se kruisiging langs hom gekruisig is. En albei het hulle tyd aan die kruis begin deur hom te bespot en te laster. Matteus 27 vers 44 en Markus 15 vers 32. Net soos baie van die toeskouers. Een van die diewe het in geloof gereageer op die boodskap van verlossing en is daardie selfde dag na die paradys geneem. Hy is die een waarna gewoonlik verwys word as die dief aan die kruis. Aan die ander kant van Jesus het nooit berou gehad nie. Sover ons weet, sou by Golgotha het ons 'n prentjie van die twee moontlike reaksies wat mense op die verlosser kan hê. Wat ons van die geredde dief aan die kruis leer, is dat ons almal sondaars is wat 'n verlosser nodig het.
En maak nie saak of ons of die wêreld dink ons sondes is gering of uiters nie. Dit is nooit te laat om te bekeer en die gratis gawe van verlossing te ervaar nie. Efesiërs 2 vers 8 tot 9 lees ons, want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie, dit is die gawe van God. Nie uit werke nie, sodat niemand mag roem nie. Bovendien, solank iemand nog 'n verstand en die wil het om te lewe, bo die dood te kies, is dit nie te laat om die evangelie te verkondig nie, wat hopelik 'n hart sal oopmaak vir 'n wonderwerk deur die Heilige Gees, die Ruach HaKodesh. Prins en prinses van Yahweh Elohim. Waar bevind ek en jy onsself in hierdie misterieuse gebeurtenis op Golgotha, in vergeleke met die man op die kruis langs Jesus? In vandag se lewe gaan ons deurgangs tot die einde toe volhard, of gaan ons ook soos Jesus se geliefde getroue apostels net voor die einde hom verlaat, of gaan ons ook tot op die laaste oomblik by Jesus se kruis staan, soos daardie man wat deur God se Gees en die verhaal van verlossing, Jesus se gebed, Vader, vergewe hulle, hulle weet nie wat hulle doen nie, in 'n split sekonde tot bekering kom, en deur die Gees gered is, en ons ook diepste geestelike woorde van liefde en verlossing en redding aanhoor, sodra ons tot bekering kom. Die woorde, my kind, voorwaar, ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Ek wil saam met daardie man, ook met Jesus, in die paradys wees, die dag wanneer hy my kom haal. Amen. Ontvang die priesterlike seënbede in Hebreëus, Engels en Afrikaans. Yavarechecha, Adonai v'yishmerecha. Ya'e Adonai panavelecha v'yichuneka. Yesa Adonai panavelecha v'yasem lecha. Shalom. May the Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine on you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met u almal wees, luisteraar, man en vrou van God, prins en prinses van Yahweh.